Vriende, goeiemôre. Vrydag die 4de Oktober en Koffiekuier 888. Ja, ek gaan vanmôre met jou net die gedeelte in Esegiel 47, die eerste 12 verse deurlees. Ons gaan Sondag in ons eredienste DV hier in die gemeente 'n bietjie stil staan by hierdie visioen van Esegiel oor die water wat stroom uit die heiligdom uit. Want dit is ook 'n sterk tema in die woord van Genesis af eintlik al tot en met Openbaring waar die Here telkens hierdie metafoor gebruik van water wat lewe bring. As 'n simbool natuurlik, as 'n metafoor van die effek wat gelowiges, mense wat in Christus hulle lewe leef, dan ook op 'n omgewing of 'n konteks moet hê. So ek wil jou eintlik vanmôre uitnooi om sommer net rustig te sit en te luister as ek hierdie gedeelte in Esegiel 47 deurlees, maar as ware amper toe oor te sit en vir jouself daardie prentjie te kry van die water wat vloei. Dis hoekom ek ook nou hier aan my kop se kant vir jou sommer net 'n video gaan wys, 'n lekker kalmerende video van 'n waterstroom wat loop, sonder om iets daaroor te sê. Maar luister saam met my vanoggend dan ook die woord van die Here. Esegiel skryf hierdie visioen, hy beskryf dit en dan sê hy, die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Kryf jy daai prentjie, né? Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit om en na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy met hierdie water loop, dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. En terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskant op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. En waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. En waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan van En-Gedi af tot by En-Eglaim, en dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroomwater kom uit die heiligdom. Die vrugte sal dan wees om te eet en die blare om genesing te bring. Nou vriende, dis 'n baie bekende teks en jy het sekerlik dit al baie gehoor. Maar ek wil vir jou vra om hierdie naweek vandag en môre so 'n bietjie stil te raak in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en vir die Here te vra om regtig vir jou hierdie visioen ook in jou eie konteks te laat sien. Onthou natuurlik die simbool van die water wat lewe bring, die simbool van God se teenwoordigheid wat 'n verskil maak in mense se lewens, wat vir mense lewe bring, genesing vir gebroke verhoudings en noem maar opbring. Wat is die konteks waarin die Here vir jou geplaas het, geroep het, om lewende water te wees? Wat is die mense, wie is die mense, wat is die omstandighede, waar jy kan inkom en 'n vars bries water bring, as ek dit so kan stel? Want dis ons roeping as gelowiges.
So, ek wil regtig vir jou vra om so 'n bietjie stil te word voor die Here en te vra, Here, wys vir my baie persoonlik, waar is dit wat ek, ook soos hierdie stroom lewende water, u teenwoordigheid moet gaan indra. En dan nooi ek jou uit, vriende, Sondag gesels ons in ons erediens, ek is in die kerkgebou slag aan die woord, om in te skakel, en Dinsdag gaan ek so 'n bietjie verder rondom hierdie tema met jou gesels. Maar intussen tyd, wat is die visioen van Esegiel in jou woorde, in jou taal, in jou konteks? Kom ons dink daaroor na. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat u vir ons lewe gee. Vader, dat u van die begin van alle tye af duidelik hierdie wens gehad het dat ons as mense in die paradys moet bly. Dat u vir Adam en Eva bederf het daar in die tuin van Eden. Dat u vir hulle gegee het oorgenoeg waarvan hulle kon lewe. Waarvan hulle die lewe die moeite werd kon maak. Wat vir hulle sin en betekenis in hulle lewe kon gee. Maar Here, ons weet ook dat die aard van die mens is om altyd te smag na meer, te dors na nog iets ekstra. En daarom is dit die geskiedenis ook, die verhaal van die mens dwars deur die woord, deur die geskiedenis heen, dat ons altyd wil meer hê, as wat u vir ons gee, wat alreeds oorgenoeg is. Help ons om raak te sien ons eie lewens, Vader, hoe u ons seën, hoe u ons oorlaai met u teenwoordigheid, en dat ons juist daarom ook self instrumente sal wees wat u seën na ander toe uitdra. Wys vir my, wys vir ons waar dit is, by wie dit is, wat ons ook strome van lewende water kan wees. Water wat lewe en genesing bring. En help ons om daardie roeping van ons elke dag ook uit te leef. Ek bid dit, Here Jesus, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u ons koning is, wat dit vir ons moontlik maak. Daarom in u naam vra ons dit. Amen. Vriende, mag jou Vrydag inderdaad voel soos een stroom lewende water wat bruis en as maar jou meesleur om deel te raak van God se missie hier op aarde. Natuurlik oorlaai die Here ons ook met die goedheid van koffie. Geniet hom en ons gesels dan Sondag en Dinsdag weer verder. Mooi loop.